Here Jesus, baie dankie dat ons so kan saam wees hier in 'n erediens. Dit is so groot voorreg om te beleef dat U met elkeen van ons 'n afspraak het. En dat ons ook onsself kon voorberei by die huis, kon regmaak, aantrek en hier wees. Want U is hier. U is besig met elkeen van ons. Dankie Here dat ons die voorreg kan hê om 'n loflied te sing, waardeur ons U kon eer. En ook as ons dankoffer gee, dan gee ons dit nie as 'n deeltjie van onsself nie, maar eintlik as 'n teken dat ons onsself kom gee vir U Here. Ons kom plaas onsself in U arms as ons herder, as ons goeie herder. Word U asseblief verheerlik wanneer ons saam lees uit die woord uit en wanneer ons ook net nou hier uit kan stap met iets wat in ons harte leef, wat ons kan gaan uitleef. Amen. Vir lydenstyd, en juis in die lig van ons lydenstyd boekie met die titel Verdiep, is ons tema vir oggend uitdagings. As ek hom gou op die bord kan kry, uitdagings. Mag dit gou seker daarso van die bord. Daar sê, baie dankie. Ons tema sien julle daar juis vir ons lydenstyd. Paas Sondag is om die draai. Ons tema uitdagings, 'n slijmerige modderput. En ons teksgedeelte is Psalm 40 vanaf vers 1 tot en met vers 9. En dan as jy jou Bybel saamgebring het, hou sommer jou vinger daar by Matteus 26 vanaf vers 36 tot 39. Die bekende gedeelte waar Jesus in Getsemane is. Maar eers Psalm 40. Opskrif: Here, red my tog. Vir die koorleier van Dawid, 'n psalm. Ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulp geroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Kragtige woorde. Hy, die Here, het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en hom die eer toebring. Hulle sal op die Here vertrou. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot duister magte en tot mense wat hulle met skyngode ophou nie. Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen. U dink altyd aan ons. Daar is niemand soos U nie. Ek sou daarvan wou vertel en daaroor praat, maar dit is eintlik te veel om op te noem. Dit is nie diereoffers of graanoffers wat U wil hê nie, nie brandoffers of sondeoffers wat U vra nie. U wil gehoorsaamheid hê. Daarom het ek gesê, hier het ek gekom, soos dit in die boekrol vir my voorgeskrywe is. Om U wil te doen, my God, is my een begeerte. U woord is my lewe. Dawid sê vir ons, hier in Psalm 40, die uitdagings van die lewe is soos 'n slijmerige modderput. En dink gou saam met my vanoggend aan hierdie kragtige metafoor, of kom ons noem dit 'n beeld. Uitdagings in die lewe wat ons tref, is soos 'n slijmerige modderput. In so 'n slijmerige modderput is daar nie vaste grond vir jou voete nie. Jy gly net en jy gly net terug. En al probeer jy wat, jy kom nie deur die modder bo uit nie. En hoe harder jy probeer, hoe meer sak jy terug in die modder. Ek het nou onlangs gehoor van
2 oomies. Hulle is 2 Nederlanders, 2 Casius. En hulle is afgetree, en as jy afgetree is, dan gaan, julle is reg, toer jy baie. En hierdie 2 Nederlandse oomies is hier op toer in Suid-Afrika. En hulle bly in 'n hotel in Johannesburg. En die een dag besluit hulle die 2 oomies, hulle gaan die naglewe van Johannesburg 'n bietjie aanvat. Hulle gaan 'n bietjie die naglewe trotseer. En hulle is toe daar weg van die hotel af, net hulle 2, en hulle het hier gekuier en daar gekuier, en die aand baie laat is hulle op pad terug hotel toe. Maar so in die donker geloop, moes dit nou so gebeur. Toe val hierdie 2 oomies in 'n moddergat. Maar kyk, hulle is tot hier toe, net onder die onderste lippie. Maar toe hulle so begin ruik, toe kom hulle agter, maar hierdie is ene riool. So met ander woorde, dit was 'n rioolpyp wat ergens gebreek het en toe 'n gat gevorm het. Maar hierdie 2 oomies het nou daarin beland, omdat dit so donker was. Hulle het nie miskien die tekens raak gesien of die toue wat gespan is, maar hier is hierdie 2 oomies. En hulle is in hierdie rioolmoddergat tot net hierso. En toe op 'n stadium het hulle so gewoel om uit te kom en so, maar dit nie gehelp nie. En toe sê die een oomie hier in die stilte, toe sê hy vir sy vriend: "O vriend, moet nie golfies maak nie." In goeie Afrikaans beteken dit, moenie nou golwe maak nie. Ons is terug by hierdie pragtige Psalm 40. En ek dink ons almal kry nogal iets van die gevoel wat Dawid aan ons vandag wil oordra met hierdie metafoor van ons uitdagings in die lewe, wat soos 'n slijmerige modderput is. En jy kom net nie daaruit nie. En dit is juist wanneer ons daarin beland, sonder ons eie toedoen. Wanneer dinge met jou gebeur wat buite jou beheer is. Goed gebeur in jou lewe wat jy nooit verwag het nie. Nooit gedink dat so iets met jou sal gebeur nie. Of dalk gebeur dit juis wanneer ons verhoudings met mense rondom ons so bietjie modderig raak. Of dalk gebeur dit wanneer daar 'n gesprek is met iemand anderste en jy weet jy moet daai gesprek gaan voer, maar jy weet net nie hoe gaan jy daarby uitkom nie. Dis dan wanneer uitdagings soos hierdie slijmerige modderput raak in 'n mens se lewe. Nou as jy jou Bybel oop het by Psalm 40, dan kyk jy gou saam met my. En as ons saam kyk dan sien ons dat Dawid, wat hier in die skryf is, probeer nie vir ons sê, probeer net 'n bietjie harder om deur die modder te kom nie. Jy sal dit met jou beter gaan. Of hy sê ook nie aan die ander kant, man, ignoreer hierdie goed wat met jou gebeur nie. Maak asof dit nie bestaan nie. En dan eendag sal jy wel jou oë oopmaak, dan is alles weer weg en normaal. Dis nie wat Dawid sê nie. Dawid sê ook nie dat hy gee vir ons hier 'n handleiding, hoe kom jy deur modder nie. Dis nie wat hy hier doen nie. Psalm 40 is 'n getuienis. 'n Getuienis oor wie? Dis 'n getuienis oor God. En uit Dawid se ervaring skryf hy neer. En hy sê sy ervaring was juis gewees dat in hierdie slijmerige modderput kom die Here na hom toe. God het by die modder ingekom. Uit sy eie ervaring lewer hy getuienis oor God wat in hierdie modder ingekom het. Vers 2. Ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het
na my toe afgebuig en my hulp geroep gehoor. Hy het na my toe afgebuig. Psalm 40 vers 2 verander nogal die manier hoe ons baie keer omgaan met die lewe en die manier hoe ons veral met ons uitdagings omgaan in die lewe. Hierdie vers 2 kom verander dit. Want is dit nie so nie, oor die algemeen vra ons, hoe gaan ek uit hierdie modder uitkom? Hoe kom ek uit hierdie modder uit? Maar Psalm 40 vers 2 verander eintlik hierdie vraag heeltemal. Die vraag wat Psalm 40 vers 2 vra is, kan ek God, wat reeds saam met my in die modder is, kan ek hom genoeg vertrou om my uit die modder te haal? Psalm 40 vers 2. Waar lê die groot verskil tussen hierdie twee vrae? Eerste een wat ons normaalweg vra oor die algemeen, hoe kom ek uit hierdie modder uit? Wat moet ek doen? Wat moet ek in plek kry? Of dan die tweede vraag, Psalm 40 vers 2. Kan ek God wat reeds saam met my is, hoe kan ek hom genoeg vertrou dat hy my uit die modder gaan uithaal? Ek dink die groot verskil tussen hierdie twee vrae lê eenvoudig in twee woorde. Selfredding teenoor oorgawe. Kan jy dit net so 'n bietjie laat insink in jou gedagtes in? Want staan ons bietjie stil by die woordjie oorgawe, dan weet ons dis eintlik 'n groot tema vir 'n lewe saam met Jesus. Oorgawe is mos 'n groot ding vir 'n lewe in God se koninkryk. Oorgawe. Wat weet ons van oorgawe? Ek dink wat ons nou almal goed weet, na soveel preke oor oorgawe, is dat oorgawe beteken nie om passief te wees nie. Dit is nie soos 'n bokser wat in 'n boksgeveg is, en op 'n stadium kom hierdie bokser agter, maar hy is besig om te verloor, en dan word die wit handdoek ingegooi, en dan gee hy oor. Hy gee boedel oor. Dit is oorgee. Dit is opgee. Dit is nie oorgawe nie. En soveel keer dan sê ons vir mekaar, maar weet jy, ek het nou al alles probeer in die lewe om hierdie ding uit te sorteer. Nou moet die Here maar oorvat. Dis nou in die Here se hande. Dit is ook opgee. Dis boedel oorgee. Dit is nie oorgawe nie. Ek self hou nogal van om met ingewikkelde vrae in die Bybel vir my net baie keer 'n bepaalde definisie neer te skryf wat my nogal kan help. En dan juis in hierdie week oor oorgawe. Oorgawe gaan dan juis oor die erkenning dat ek nie my eie verlosser is nie, maar dat die verlosser na my toe kom. Kan dit ook dalk net so bietjie insink in jou gedagtes ook vir oggend? Een van die interessante feite, juis van Psalm 40 van Dawid, is dat Psalm 40 was die gebed waarmee Jesus geleef het. Ons weet tog dat Jesus baie uit die psalms aangehaal het, en dan het hy ook veral dan psalms aangehaal en gebid. En dan juis aan die kruis gebruik hy die psalms om te bid en met sy Vader te praat. Maar Psalm 40 was ook 'n gebed van Jesus gewees. En die Hebreërs skrywer sê ook vir ons, daarom sê Christus met sy koms in die wêreld, dit is nie diereoffers en graanoffer wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u my gegee het. Kyk, ek het gekom, o God, om u wil te doen. Kyk, sê Jesus, en hy gebruik Psalm 40, ek het gekom om u wil te doen.
waar word hierdie woorde, hierdie gebed van Jesus getoets in sy lewe? Dit is in Jesus se donkerste nag in die tuin van Getsemane. Daar word hierdie woorde tot die uiterste getoets in Jesus se lewe. Ek het juis gekom om u wil te doen. Kyk gou saam met my as jy jou Bybel reeds daar oop het. Matteus 26. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane. En hy sê vir hulle, sit hier terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. Juist wanneer ons vanoggend hier in erediens sit en ons kyk bietjie weer na wat het daar gebeur in die tuin van Getsemane, dan wil 'n mens dadelik vir jouself vra, maar waartoe nooi hierdie verse ons vir vandag? Wat is die uitnodigings waarna die Here deur hierdie verse na ons toe kom in die lig van Psalm 40? As ons daaroor nadink, dan dink ek ons moet dadelik vir mekaar te sê dat ons hoef glad nie deur te gaan dit wat Jesus deurgegaan het nie. Sy lyding, sy angs, sy pyn was uniek gewees aan sy roeping. Ek en jy kan nie daai selfde paadjie loop nie. Ek en jy hoef ook nie dieselfde paadjie van lyding te loop nie. Maar lees ons opnuut weer hierdie bekende verse, dan sien ons, maar ons beleef ook baie keer en hierdie omstandighede, hierdie uitdagings waarvan Dawid gepraat het in Psalm 40. Beleef ons ook baie keer en dan voel 'n mens om daai selfde woorde van Jesus ook te rig tot die Here. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Here, as dit kan, vat hierdie moeilike omstandighede uit my lewe uit. En is baie keer wanneer die beker voor ons staan wat ons moet drink, wat niks anders is as 'n lydensbeker nie. Dis dalk 'n beker van hartseer. Dis 'n beker van verwerping. Mense het goed gesê wat jou miskien seer gemaak het. Dis dalk 'n beker dan van pyn. Dis dalk 'n beker van siekte wat jy nooit eers verwag het gaan oor jou lewe kom nie. En dan kan ons praat van ons Getsemane. Dan is dit jou Getsemane. As jy ook voel om uit te roep, Vader, as dit kan, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker van my verbygaan. Was jy al ooit in Getsemane? Ek wonder wie van ons sit vanoggend hier en jy's op die oomblik in jou eie Getsemane. Jou Getsemane wat jy eintlik gereeld bid, Here, as dit moontlik kan, laat hierdie lydingsbeker van my verbygaan. Dalk is jy op die oomblik in jou eie Getsemane. En as jy daar is, wil ek vir jou sê, al is dit net 2 of 3 van julle vanoggend, wil ek sê, Jesus is daar saam met jou vandag. Hy is by jou. En weet jy wat wil hy doen? Hy wil jou vat op 'n pad na opstanding toe. Dis wat hy wil doen. Hy wil jou vat na 'n pad, 'n plek sal kom in jou lewe van opstanding. En dis presies wat Dawid ervaar het in hierdie Psalm 40.
Hy sê daar, hy het my uitgetrek. Hy het my verlos uit die put van die dood. Uit die slijmerige modder my op 'n rots laat staan vir my voete en my weer op vaste grond laat loop. Hy het vir my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied vir ons God. Ek gaan weer vra soos in die eerste diens vra. Weet julle wat is 'n nuwe lied? Ek hoor van julle, julle is reg. 'n Nuwe lied is 'n lied wat jy nog nooit in jou lewe gesing het nie. En juis in jou Getsemane is Jesus daar en hy wil jou vat na 'n plek van opstanding, dat jy ook 'n nuwe lied kan sing tot eer van die Here. 'n Lied wat jy nog nooit gesing het in jou eie lewe nie. Maar deur hierdie paadjie wat die Here met jou loop, vat hy jou deur daai groot woord oorgawe. Om by opstanding te kom, sien ons ook in die lewe van Jesus in Getsemane, gaan deur die woordjie oorgawe. Hoe lyk die weg van oorgawe? Hoe lyk so 'n weg wat die Here met ons stap? Ek glo daar is basies 3 bewegings. Kom ons noem dit vanoggend uitnodigings. Wat ons sien ook in Jesus se optrede, in sy lewe, in die tuin van Getsemane. 3 bewegings, en wil jy dit nie saamvat vir jou eie lewe van oorgawe? Want oorgawe is ook eenmalig, maar oorgawe aan die Here is ook 'n proses. En die Here wil jou juis deur 'n proses van oorgawe neem, sodat jy kan kom by opstanding. En sodat jy 'n nuwe lied kan sing, net soos Dawid. Die eerste beweging, eerste uitnodiging, erken, ek kan nie. Groot woorde, ek kan nie. Daai vers 38 van so mooi in die 2020 vertaling. Toe sê Jesus vir hulle, my siel is diep bedroef, tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. My siel is diep bedroef, sê Jesus. En ons weet, lees jy wat alles gebeur het in Jesus se lewe, dan sien jy dat Jesus was deurgaans baie sterk gewees. Hy het voor 'n groot skare mense plek gestaan en preek en vir hulle geleer oor sy koninkryk, 'n lewe in sy koninkryk. En dan het hy mense ook gelei. Hy was ook 'n leier vir mense. Maar hier kry ons Jesus in Getsemane op 'n plek van diep kwesbaarheid. Wat doen Jesus met sy kwesbaarheid? Hy erken dit. Hy steek dit nie weg nie, hy erken dit. En dan wat maak hy daarmee? Hy deel dit met die mense wat die naaste aan hom is. Dit lyk vir my as ek en jy deur Getsemane geneem wil word deur die Here, moet ons bereid wees om ook kwesbaar te kan wees. En as ek praat van kwesbaarheid, vulnerability. As ons praat van kwesbaarheid, dan sê ons vir mekaar, jy hoef nie in jou eie Getsemane sterk te probeer wees nie. Jy hoef nie te suffer in silence daar eenkant nie. Maar hierdie oorgawe, soos Jesus gedoen het, begin om te sê, maar ek kan nie. En dis wat Jesus gedoen het. Jesus het na sy Vader gedraai en vir hom gesê, maar ek kan nie. Vader, as dit moontlik is, ek kan nie. Ek kan nie. Laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Dis waar oorgawe begin. Om deur kwesbaarheid te draai na God toe en vir die Here te sê, ek kan nie. Een van my gunsteling verse is daai bekende Matteus 5 vers 3. Jesus staan voor 'n groot skare
mense wat siek is, mense wat kwale het, mense wat verlam is, een of ander gebrek wat hulle het, klomp mense. En dan kry ons die saligsprekinge. En jy's in the Message vertaling, sê hy, you're blessed. Jy's regtig geseënd. When you're at the end of your rope. With less of you, there is more of God and His rule, sy koninkryk. Nou as jy sommer net dink in jou verbeelding, hierso is 'n groot hoë kraans en daar is 'n tou wat hier afhang. En sê nou maar net jy is amper daarbo en daar's so 'n stukkie van die tou oor en dan kom jy bo by die kraans uit. Dan vra dit nie veel effort om net jouself op te trek, om bo te kom, ongeag jou ouderdom. Maar as jy aan die einde van jou tou gekom het, dan is dit nie so maklik nie. Dan raak dit soms donker om jou. Maar dit is eintlik deur genade as ons op daai plek kan kom, om te sê, maar ek is nie my eie redder nie. Ek kan nie self nie. Al probeer ek hoe hard. My deeltjie is oorgee, vertrou. God se deel is om jou te vang, om jou vas te hou, om in jou en deur jou iets te doen wat jy self nooit kan doen nie. Dis God se deel. Daar begin oorgawe. En dan die tweede beweging, tweede uitnodiging, vertrou. Hy kan. En dalk moet jy daai woorde sommer net by jouself herhaal vanoggend. Hy kan. Hy kan. Ek dink nogal een van die wonderlikste metafore of beelde om dan juist die vertroue in God te illustreer of te verstaan in ons lewens, is daai dinamiek tussen 'n sweefakrobaat, twee sweefakrobate, of soos dit ook bekend staan, trapeze artiste. Maar die ding is, as die een sweefakrobaat daai handvatsel los en hy moet oorgee vir die ander een om hom te vang, dit vra dan regtig baie vertroue. Ek wil sê volledige vertroue. Dit was juist gewees iemand wat vir so twee sweefakrobate gevra het, maar wat is hierdie diep geheim van 'n toertjie daarbo in die lug, wanneer een alles moet los en 'n toertjie moet uitvoer om gevang te word, soos hulle dan ook sê, the catcher, die vanger. Wat is die diep geheim? En toe word gesê, die diep geheim van so 'n toertjie in die lug, van twee sweefakrobate, is dat die een wat los, mag nooit die ander een wat hom of haar vang, help nie. Jy moet slap wees. Jy moet regtig kan oorgee. Want as jy die ander een wat jou moet vang, help, gaan julle albei val. Ons ken almal die bekende spreekwoord, let go and let God. Laat gaan en laat God. Kan ek vir jou vra vanoggend, wat is daar nou in jou lewe wat jy moet laat gaan? Dalk is dit klomp vrese. Dalk is jy bang oor die toekoms. Die ouer wordende jare, wat gaan van jou word? Maar wat is daar wat jy moet laat gaan? Dalk is dit so 'n stukkie verbittering wat hier in jou hart leef. Dalk is dit 'n wrokke wat jy koester teenoor iemand anderste, van wie jy lank mee baie naby geleef het. Wat moet jy laat gaan, sodat jy kan oorgee? Laaste beweging, nommer 3, gee oor. Ek laat hom toe. Ek gee oor en ek laat God toe om te doen wat hy wil doen. Kyk weer maar net na Jesus se woorde, moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. Jesus was bereid
dat sy Vader God kan wees in sy lewe. Want hy het sy Vader geken. En vandag weet ons dat Jesus moes daai lydensbeker drink ter wille van my en van jou. Maar terwyl hy dit gedrink het en terwyl hy ook toegelaat het dat God kan wees in sy lewe, het hy reeds daar in Getsemane opstanding beleef. En ek dink dis dieselfde vir ons vandag. Juis in Getsemane, as ons kan oorgee, lei hy ons tot opstanding. En opstanding beteken nie altyd dat my omstandighede beter word of heeltemal verander nie. Opstanding beteken soms dat hy jou kom verander, sodat jy die een kan wees in hierdie week wat 'n nuwe lied kan sing, 'n nuwe lied tot eer van die Here. Dalk miskien het jy 'n paar gedagtes gehoor, maar ek wil jou tog uitnooi, vat hierdie 3 sinne saam met jou, as deel van 'n proses van oorgawe. 3 sinne, ek kan nie, God kan, en ek is bereid om hom toe te laat. Amen. Daarmee gaan ek sommer nou afbeweeg en dan maak ons gereed vir die bediening van die nagmaal. Baie dankie, so voorreg wat ons het om saam te sit aan die tafel van die Here. Nie omdat ons self dit verdien nie, maar omdat hy ons uitnooi om aan te sit aan sy tafel. En ek wil vra dat ons die bekende geloofsbelijdenis, die bekende apostoliese geloofsbelijdenis, gaan ons gebruik vanoggend om ons geloof net in die Here te anker. So kom ons staan op en dan bely ons hardop, almal saam, die van julle wat vrymoedigheid het, om dit saam met my te bely, doen ons hardop, en dan bly ons staan vir die dankgebed. Bely saam met my, ek glo in God die Vader, die almagtige, skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Dankie Here Jesus dat U onsself kom uitnooi om te kom aansit, om saam nagmaal te vier. Dankie Here dat U hierdie tekens vir ons gegee het, om ons nie net te herinner nie, maar om ons ook te help om 'n lewende ervaring te hê in ons lewens van U teenwoordigheid. Kom seën ons asseblief, kom voed ons, kom gee vir ons elkeen dit wat ons nou nodig het. Amen. Dankie, julle kan maar weer die plekke inneem. As jy dalk miskien vanmiddag weer die geleentheid het om te blaai na 1 Korintiërs 11, daai woorde ook van Paulus, waarin hy beskryf wat Jesus gedoen het, en dan sê hy ook daar, juis met die nag, daai donker nag van sy oorlewering. En dan sê Paulus, juis in daardie nag, het hy brood geneem,
brood wat ons almal ken, wat hulle geken het, wat daar saam met hom was. En dan het hy 'n dankgebed gedoen eers, en dan het hy die brood gevat, en dit gebreek, en vir hulle gesê, dit, die brood, is my liggaam, om daarmee te sê, vind my teenwoordigheid in die bediening van die nagmaal. Jesus het gesê, net soos hierdie brood ook gebreek word, so is sy liggaam gebreek aan die kruis. En neem dit, en eet dit, en glo dit, dit is vir jou. Ons lees ook daarso dat Jesus die beker geneem het, die beker van danksegging. En hoogstwaarskynlik het hy dit ook so geskink met die wyn. En toe sê hy vir sy volgelinge, die wyn is my bloed. Neem dit en drink daaruit. En elke keer as julle dit doen, dan sê hy, doen dit tot my gedagtenis. My bloed het aan die kruis gevloei, sodat jy genesing kan ontvang, vergifnis kan ontvang vir al jou sondes, en sodat ek en jy die mense kan wees in Hartenbos omgewing, wat in hierdie week met 'n nuwe lied op ons lippe loop. Neem dit, drink dit, glo dit, want dit is vir jou. Ek wil sommer vra 'n aanduiding, sommer nou, diegene van julle wat graag die beker wil gebruik, is baie welkom, gee net vir ons 'n baie duidelike aanduiding, dat aan die Estie, sy kan reeds baie goed sien, maar dit is sodat sy tot by jou kan kom en jou kan sien. Baie dankie vir julle wat van vooraf het julle aangedui, dat julle graag die beker wil gebruik. Terwyl ons sommer daarvoor ook die geleentheid gee, hierso voor is die tuisnagmaal wat julle kan kom kry. Diegene van julle, veral van die WVT's, die blokleiers, kom vat daarvan. Ons gaan dit sommer hierso voorhou. So as ons klaar is, hierso kom na vore en neem dan van die tuisnagmaal. Soos ek dit het, is dit 1 pakkie dan per persoon. Het ek ons so tannie? So met ander woorde, dan vir 2 mense, gesin van 2. Baie dankie tannie. Het almal toe gekry wat die beker wou gebruik het? Baie dankie. So ek herhaal maar net weer diegene van julle, wat vir iemand wat nie hierso saam met ons kan wees nie, en sommer ook daardeur die nagmaal kan bedien ook vir iemand by die huis, is baie welkom. Ek vra dan ook net die van julle wat kelkies het, dit wat moet ingegee word, sommer as julle uitbeweeg by die tafels, dan vir ons dit daarso neersit. Here Jesus, dankie dat U ons geloof kom versterk in U, van ons dit wat in ons Getsemanis is, ons eie Getsemani. Dankie dat ons ook daarin U teenwoordigheid kan beleef. U is die een wat inkom in die slijmerige modderput waarvan Dawid praat, as sy uitdagings in die lewe. Dankie dat U ook besig is met elkeen van ons, sodat U deur 'n pad van oorgawe vir ons kan neem na opstanding toe. Sodat ons ook die mense kan wees in hierdie week, wat 'n nuwe lied kan sing tot U eer. Amen. Ons gaan nou staan vir daai bekende lied. U het my vrygemaak.
sulke lekker woorde. En ons kan dit lekker sing uit, lekker uit volle bors uit. En ek wil dan vra, as ons daai lied klaar gesing het, gaan ek nie vanoggend die seën uitspreek nie, nie om 'n sekere rede dat ek nie wil of wat nie, maar ek wil tog vir jou die geleentheid gee, om so 2 of 3 mense net te seën, met 'n paar woorde. Dit hoef regtig nie lank te wees nie. Ek weet hier's van julle wat baie kan praat en baie kan sê, maar net 'n paar woorde om vir iemand daar rondom jou te sê voordat jy hierso uitbeweeg. Mag die Here saam met jou wees. Mag jy regtig die teenwoordigheid van die Here beleef en mag jy die een wees wat 'n nuwe lied in hierdie week gaan sing of wat se woorde ook al op jou hart rus. Julle het hom. Nadat ons hierdie lied gesing het, kan ons op net so bly staan, dan seën jy 'n paar mense met die woorde wat op jou hart leef. En as jy dit nou regtig nie wil doen nie, is dit ook oukei, dan beweeg jy net uit. Maar die uitdaging, die uitnodiging is, so 2 of 3 mense wat daar rondom jou is, seën hulle met die woorde net wat op jou hart leef. Dankie, kom ons staan vir die laaste lied, Vrygemaak. Dan vat ons daai noot saam. In die hande gee ek my lewe, in die hande gee ek my lewe, het my vrygemaak. Het my vrygemaak, het my vrygemaak, het my vrygemaak, het my vrygemaak, het my vrygemaak.